Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels en vra, bedien met sensitiwiteit en liefde. Bedien met sensitiwiteit en liefde. En ons skrifgedeelte vanoggend is 1 Tessalonisense 5 vers 14 en 15. Verlede week het ons net na vers 14 gekyk, vanoggend kyk ons na die twee verse saam, verse 14 en 15. Maar voordat ons na hierdie verse kyk, kom ons maak net weer eens die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. God is liefde, sê ons harte en bedink wat liefde doen. Here, en ons wil vanoggend vir U vra dat U ons help om te bedink wat liefde doen. Here, dat ons na U toe kan kom en sê, Vader, leer ons uit U woord uit hoe om in liefde met mekaar om te gaan. Hoe om mekaar te bedien in liefde en ook in respek. Here, en omdat U ons Vader is, kan ons ook vanoggend vir U vra, Here, maak ons ore oop, dat ons hierdie boodskap mooi kan hoor. Maak ons verstand oop, dat ons dit kan verstaan. En maak ons harte oop om hierdie boodskap en U liefde daar te bewaar. Here, en weer eens vanmôre kom ek na U toe uit in afhanklikheid en vra, Vader, seën my deur my lippe aan te raak, sodat U deur my spreek. En dat dit nie ek is nie. In Jesus naam. Amen. Goed klas, wat is die antwoord? En nou kan ek al hoor, hoe sê almal van julle, Wat is die vraag? Want dit is mos nou duidelik dat ons nie 'n antwoord kan gee tensy ons weet wat die vraag is nie. En ons kan nie mense sensitief bedien tensy ons eers leer waar hulle in hulle wandel met die Here is nie. En die apostel Paulus moedig hierdie soort sensitiwiteit aan wanneer hy die kerk aanspoor in vers 14 en sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Een grootte pas nie almal nie, soos die Engels sal sê, one size doesn't fit all. Want ons sou verkeerd wees om die onordelikes aan te moedig wat 'n sterker woord van waarskuwing nodig het om van hulle sonde weg te draai. En ons sou ongevoelig wees om die kleinmoediges te vermaan wat 'n vriendelike woord van bemoediging nodig het. En ons sou hardvogtig wees om die swakkes te berispe wat hulp nodig het om weer op hulle voete te kom. Maar in elke geval, sê Paulus, is geduld nodig, of lankmoedigheid soos hy dit noem. En dan, wetende ons gevalle menslike neiging om terug te betaal wanneer ons onderrig aangedoen word, voeg hy in vers 15 by, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir geld nie, maar jag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Om hierdie boodskap op te som in hierdie twee verse, die Here wil hê dat ons mekaar sensitief moet bedien en liefdevol in die kerk en in die wêreld moet leef. En daar is 'n basiese aanname agter Paulus se vermaning hier, dat elke Christen is 'n begaafde gelowige priester met 'n bediening om te vervul. En elke gedeelte wat geestelike gawes bespreek, beklemtoon dat elke gelowige 'n gawe het wat hy of sy moet gebruik om die Here te dien. Soos Petrus dan ook in 1 Petrus 4 vers 10 gesê het, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. En julle kan dieselfde boodskap basies ook sien in Romeine 12 vers 3 en 1 Korintiërs 12 vers 7 en Efesiërs 4 vers 12 tot 16. So, as jy Christus ken, dan het die Heilige Gees jou 'n gawe gegee om te gebruik om die Here te dien. En terwyl sommige meer begaafd is in 'n praktiese diens, moet elke Christen gefokus wees op die groot opdrag, met ander woorde om ander te help om disippels te word. As die Here jou gered het, dan het jy iets om aan ander te gee, of dit nou die evangelie aan die verlorenes is, of om 'n nuwer gelowige te help om te leer wandel met die Here. Maar dit is 'n gawe wat jy het en moet uitoefen. En ons teks fokus op hoe ons mekaar sensitief kan bedien en liefdevol kan leef, beide in die kerk en in die wêreld.
Kom ons kyk eerste punt, die Here wil hê dat ons mekaar sensitief moet bedien. En Paulus noem 4 aspekte van sensitiewe bediening. Eerste, sê hy vermaan die onordelik is. En ons het laasweek hierna gekyk, om 'n gehoorsame broer of suster te vermaan, is die bediening wat ons almal so graag vermy. Maar as ons mekaar lief het, dan moet ons bidend en sagkens probeer om diegene wat van die Here afdwaal te waarsku en reg te wys, sodat hulle en diegene teen wie hulle sondig nie die gevolge van onberouvolle sonde maai nie. En as jy daardie boodskap gemis het, dan moedig ek jou aan om daarna te luister. Want die twee sluit by mekaar, dit vloei in een. En dan tweedens sê hy bemoedig die kleinmoediges. Nou, kleinmoediges is letterlik vertaal klein siele. Dit verwys na 'n persoon wat maklik mismoedig of oorweldig word deur stres. En Paulus verwys moontlik na diegene wat oormatig bekommerd was oor hulle geliefdes wat gesterf het voor die Here se wederkoms, soos wat ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 gesien het. En in die Septuagint is hierdie woord gebruik om te verwys na diegene wat mismoedig was as gevolg van beproewinge. Soos wat G.K. Beale in sy 1 en 2 Thessalonians ook vir ons sê. En in Exodus 6 vers 8 verwys dit na die Hebreëse slawe in Egipte wat nie na Moses geluister het nie as gevolg van hulle ongeduld en weens die harde diens. En in Numeri 21 vers 4 verwys die ongeduld of mismoedigheid van die mense as gevolg van hulle woestynomswerwinge. In Jesaja 35 vers 3 tot 4 vermaan ons en sê, versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Diegene wat vervaard is van hart, is die klein siele wat hiervan gepraat word, wat bemoediging nodig het. En die Griekse werkwoord wat as bemoedig vertaal word, word slegs in 1 Tessalonisense 2 vers 11, in Johannes 11 vers 19 en 31 gebruik, met verwysing na diegene wat gekom het om Maria en Martha te troos in die dood van hulle broer Lazarus, en dan hier vanoggend in ons teks. Met ander woorde, daar's net 4 plekke, 4 verse in die Nuwe Testament waar dit gebruik word. En die selfstandige naamwoord hiervan word ook in 1 Korintiërs 14 vers 3 en Filippense 2 vers 1 gebruik. En hierdie woord het die nuance van vertroosting of om simpatiek te wees of om met 'n persoon in sy beproewinge eens te voel. Ons moenie self bejammering aanmoedig nie, maar ons moet opregte simpatie kommunikeer. Want soms is die manier om iemand wat mismoedig is as gevolg van 'n moeilike beproewing aan te moedig, nie om enigiets te sê nie, maar net om by hom of haar te wees. En Joseph Bailey, wat op verskillende tye 3 seuns aan die dood afgestaan het, het in sy boek The Last Thing We Talk About geskryf. Hy sê, ek het gesit, verskeurd deur hartseer. Iemand het gekom en met my gepraat oor God se handelinge, oor hoekom dit gebeur het, oor hoop ander kan die graf. En hy het aanhoudend gepraat en hy het dinge gesê wat ek geweet het waar was. Ek was onaangeraak, behalwe om te wens dat hy sou weggaan. En hy het uiteindelik nog een, hy het uiteindelik weggegaan. En nog een het gekom en langs my gaan sit. En hy het nie gepraat nie. Hy het nie leidende vrae gevra nie. Hy het net vir 'n uur en meer langs my gesit, geluister, en toe ek iets gesê het, kortliks geantwoord, eenvoudig gebid en weggegaan. Ek was ontroer, ek was vertroos. Ek het gehaat om hom te sien gaan. En uit Paulus se gebruik van die woord in 1 Tessalonisense 2 vers 11 tot 12 kan ons verskeie dinge oor hierdie bediening leer. Wanneer hy sê, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. So eerstens moet hierdie bediening persoonlik wees. Paulus het elkeen aangemoedig. En dit vereis dat hy die persoon en sy besondere behoeftes ken. En Paulus gebruik die beeld van 'n vader met sy kinders. Elke sensitiewe vader weet dat elke kind anders is. En sommige kinders sal nie luister tensy hulle 'n streng waarskuwing kry nie. Maar ander smelt weg onder 'n afkerende blik.
'n wyse vader weet wat elke kind motiveer om om ander vir Christus te beïnvloed, moet jy hulle ken en persoonlik met hulle verband hou. En tweedens moet hierdie bediening met diep besorgdheid en liefde gedoen word. Want Paulus het vermaan en aangemoedig soos 'n vader sy eie kinders sou doen. En elke godvrugtige vader gee diep om vir sy kinders. En wanneer hulle seergemaak word, word hy seergemaak. Wanneer hulle afvoel, voel hy hartseer. Wanneer hulle gelukkig is hy gelukkig. In ander woorde, hy wil God se beste vir elkeen hê. En derdens, hierdie bediening moet gedoen word met die doel van volwassenheid in Christus. Jou doel is nie net om die ontmoedigde persoon te help om beter te voel nie, maar deur hulle beproewinge om in Christus te groei. En Paulus wou hê dat hierdie nuwe Christene waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. En vierdens, wanneer gepas, rig die ontmoedigde persoon na die hoop en beloftes van God se woord. Nadat hy genoem het hoe hy elkeen vermaan en aangemoedig en gesmeek het soos 'n vader sy eie kinders sou doen, het Paulus in 1 Tessalonisense 2 vers 13 ons bygevoeg. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. En die woord van God is kragtig. Gebruik dit wanneer dit gepas is om dit te doen. En ek sê wanneer dit gepas is, want soos Joseph Bailey ons herinner, wanneer iemand treur, is stilte of net 'n paar woorde beter as om met Bybelverse te bombardeer. Maar as ons met 'n gelowige praat wat ontmoedig is as gevolg van beproewinge, dan moet hy dalk uit die skrif verstaan hoe God beproewinge gebruik om goddelike karakter in ons te bou. Hy het dalk 'n paar sleutelverse nodig wat hy kan memoriseer en waaroor hy kan mediteer. Want jy wil aan hom hoop oordra dat God soewerein is oor hulle beproewinge en dat hy hulle nooit sal verlaat of versaak nie. Vermaan die onordelikes, maar bemoedig die kleinmoediges. En dan derdens, sê Paulus, help die swakkes. En dit kan verwys na diegene wat swak is as gevolg van een of ander siekte of fisiese gestremdheid of finansiële probleme. Maar heel waarskynlik verwys dit na die geestelik swakkes. En dit kan verwys na diegene wat gesukkel het om die Here te volg as gevolg van vervolging en beproewing wat die Tessalonisense deurgemaak het, soos ons in hoofstuk 3 vers 3 tot 4 gesien het. Of dit kan sommige insluit wat versoek is deur die immoraliteit waarvan God hulle gered het, soos wat ons in 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8 gesien het. 'n Swak persoon is iemand wat nie in die geloof is, wat goed vaar wanneer hy tussen ander gelowiges is, maar wat maklik saam in die skare meegesleer word wanneer hy saam met sy ou heidense vriende is. Want hy het nog nie geleer hoe om God te vertrou en standvastig in die Here teen die skare te staan nie. En die woord wat as help vertaal word, is letterlik om styf vas te hou of aan te kleef. Dis woorde wat ons ook in Matteus 6 vers 24 en Lukas 16 vers 13 en Titus 1 vers 9 kry. So ouer, sterker Christene moet nie 'n nuwe gelowige wat swak is verlaat nie. Net soos 'n goeie ouer broer sy jonger broer van 'n boelie sal red, so moet ouer Christene jonger gelowiges wat onder geestelike aanval is te hulp kom. Moenie net jou kop skud en sê ag, dis jammer om hom van die geloof te sien afval nie. Bly eerder naby hom en hou aan hom vas. En as jy met een van jou kinders swem wat 'n swak swemmer is, dan bly jy mos naby hom. En as jy hom net vir 'n minuut of 'n paar minute uit jou sig laat, dan kan hy vergaan, hy kan verdrink. Hou vas aan of help die geestelike swakkes. En ek moet ook daarop let dat as iemand al 'n paar jare Christen is, maar gewoonte verskoon deur te sê ek is net 'n swakkeling, dan is hy waarskynlik nie swak nie, maar onordelik of onverantwoordelik. Aan die ander woorde, hy sal moet vermaan word en nie gehelp word nie. 'n Swak Christen is iemand wat jonk in die geloof is en nog nie sterk geword het. Maar let ook op hoe Paulus hier nie veroordeel het nie, maar diegene wat swak in die geloof was, aanvaar en versorg het.
soos ek geskryf het in Romeine 15 vers 1 tot 3. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaathede van die wat u smaad, het op my geval. Jesus, die goeie herder, sorg teer vir sy lammetjies en hy beskerm hulle teen roofdiere. In Jesaja 40 vers 11 beeld Jesus as volg uit, hy sê, hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra, die lammeroë sal hy saggies lei. In Jesaja 42 vers 3 en ook Matteus 12 vers 20 sê van Jesus, die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ons weet, Jesus het die swakkes gehelp of vasgehou, en so behoort sy kerk dit ook te doen. En dan vierdens, wees geduldig met almal. Toe Paulus hierdie hele pakket afsluit, het hy dit afgesluit met geduld, of lankmoedigheid soos hy dit noem. Toe hy Bybelse liefde beskryf het, het Paulus begin in 1 Korintiërs 13 vers 4 met, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Maar as ons nie geduldig en vriendelik is nie, is ons nie liefdevol nie. As ons gefrustreerd en kwaad is ons nie liefdevol nie. Die Griekse woord vir geduld kom van 2 woorde wat beteken langhartig. En van daardie woord lankmoedig. So, as jy geduldig is, het jy nie 'n kort lontjie nie. Jy verstaan dat, soos Jakobus 1 vers 20 sê, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. En om die familie-analogie te gebruik, die ouer mense in die gesin verstaan dat 'n baba sy doeke vuil maak en op jou skouer dalk gaan opbring. En jy trap nou nie uit wanneer hy sulke dinge doen nie, jy ruim geduldig die gemors op, wetende dat hy uiteindelik sal groot word. En selfs wanneer 'n meer volwasse Christen iets doen wat jou aanstoot gee of jou te nakom, dan besef jy, ek is ook 'n sondaar en God het my baie meer vergewe as wat ek hierdie broer moet vergewe. En daarom is jy geduldig met hom. En jy moet waarskynlik steeds met hom praat oor die manier waarop hy jou te nagekom het en probeer om dit op te klaar. Maar jy doen dit met geduld en vriendelikheid, nie met bitterheid en woede nie. Soos Kolossense 3 vers 12 tot 13 vermaan, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Omdat God geduldig met ons is, moet ons geduldig met mekaar wees. En ons moet mekaar sensitief bedien, en dan voeg Paulus by, en dis ons tweede punt, die Here wil hê dat ons liefdevol in die kerk en in die wêreld moet leef. Vers 15 sê ons vir ons, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. So aangesien Bybelse liefde die hoogste goed vir ander soek, sê Paulus dat ons liefdevol moet leef, beide in die kerk en in die wêreld. Want daar's negatiewe en positiewe kant hieraan. Eerstens, negatief gesproke, vergeld liefde nooit vir onreg wat gelei is nie. Daar waar hy sê, sorg dat, is op die hele kerk gerig. As jy sien dat 'n ander Christen iemand kwaad vir kwaad vergeld, moet jy hom help om die Here se manier te verstaan en te volg, om nie wraak te soek nie, maar eerder goed te doen aan daardie persoon. En dit is heeltemal teenstrydig met die manier van die wêreld wat ons vir ons sê, moenie net kwaad word nie, neem wraak. God sê, wees geduldig met almal, jy moenie wraak neem nie, maar doen goed aan die wat jou onreg aandoen. En ek moet daarop wys dat die pynlikste onreg nie van die wêreld afkom nie, maar van ander gelowiges. Jy verwag soort van dat diegene in die wêreld jou van tyd tot tyd onreg sal aandoen. Maar wanneer dit van iemand kom wat beweer dat hy 'n Christen is, veral van iemand wat jy gedink het jy ken en vertrou, dan maak dit regtig seer. Want in sulke tye moenie belediging vir belediging verruil nie, soos 1 Petrus 3 vers 9 sê. Moenie vir ander in die kerk sê hoeveel daardie persoon jou seer gemaak het nie.
Moenie sy reputasie in die gemeenskap saboteer nie. Liefde vergeld nie kwaad met kwaad. Maar hierdie saak laat 'n paar vrae ontstaan. Ons vra dan nou, wat van die Bybelse beginsel van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, soos ons in Eksodus 21 vers 23 tot 25 sien, en weer in Levitikus 24 vers 19 en weer in Deuteronomium 19 vers 21. Sê daardie beginsel dan nie dat ons aan die ander persoon moet doen wat hy aan ons gedoen het nie? Kort antwoord hierop is nee, dis nie wat dit sê nie. Oorspronklik is daardie beginsel as 'n geregtelike beperking in Israel gegee, sodat woedende, gewonde mense nie wraak in hulle eie hande sou neem. Die hof kon 'n proporsionele, regverdige straf toepas. Maar mettertyd het die Joodse skrifgeleerdes daardie beginsel verdraai in hulle lisensie vir persoonlike wraak. In die bergpredikasie het Jesus hom teen hulle verkeerde toepassing uitgespreek in Matteus 5 vers 38 tot 42, wanneer hy sê: "Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir oog en tand vir tand, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie." Dan gaan hy voort en hy sê Matteus 5 vers 44, "Julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg." Dis radikale goed hierdie wat Jesus hier noem. Maar wat ons moet besef is dat daardie oog vir oog en tand vir tand is nie op persoonlike verhoudings van toepassing nie, maar in die regstelsel. Maar hierdie laat ook ander vrae ontstaan. Wat beteken dit dat ons veronderstel is om 'n deurmatte te wees? Het ons nie die reg om onsself te verdedig wanneer ons aangeval word nie? Kan ons onsself nie in die hof verdedig teen 'n onregmatige regsgeding? Deur vir ons te sê om die ander wang te draai, het Jesus nie pasifisme bepleit of van jouself of 'n geliefde of om jouself of 'n geliefde nie te verdedig as iemand jou of hulle fisies aanval nie. Die Bybel handhaaf burgerlike wette vir die beskerming van wetsgehoorsame burgers. Dit sou nie liefdevol wees om te sien hoe jou geliefdes aangeval word en niks te doen nie. Daar's niks verkeerd daarmee om jouself te beskerm of te verdedig as iemand jou fisies aanval nie. En as voorsieners vir ons gesinne is daar tye wanneer ons dalk die howe moet gebruik om ons bates teen diewe te beskerm wat agter dit aan is, wat ons voor gewerk en gespaar het. Jesus het eerder vir ons gesê dat ons nie vinnig moet wees om vir ons regte te veg of vir ons eer op te staan wanneer iemand ons beledig of aanstoot gee nie. 'n Klap op die regterwang van 'n regshandige persoon was nie 'n hou op die kakebeen nie, maar dit was so 'n agterhandse klap, soos die Engelse sê, so 'n backhand. En ons weet tog, dit is 'n belediging of 'n verlies aan eer. Jesus het gesê, moenie wraak neem wanneer dit met jou gebeur nie. En John Stott stel dit baie goed in sy boek Christian Counterculture op bladsy 108, wanneer hy sê, hy leer nie die onverantwoordelikheid wat boosheid aanmoedig nie, maar die verdraagsaamheid wat wraak verwerp. En dan volg hy op, deur dit op te som op bladsy 113, en hy sê, Jesus het nie die regspleging verbied nie, maar eerder ons verbied om die wet in eie hande te neem. En Leon Morris in the First and Second Epistles to the Thessalonians op bladsy 170 stel voor dat die praktyk van nie vergelding deur die vroeë kerk moontlik in 'n mate verantwoordelik was vir die impak wat die vroeë Christene op die manne van hulle tyd gehad het. En dan tweedens, positief gesproke, liefde soek die hoogste goed verander, naamlik dat God in hulle lewens verheerlik sal word. Nadat hy ons beveel het om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie, voeg Paulus by in die laaste gedeelte van vers 15, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En sommige vertalings, soos die New International Version, wat sê probeer om vriendelik te wees, is 'n swak vertaling. Die Griekse woord wat as najaag vertaal word ook gebruik om vervolg te beteken. So dit beteken om met 'n sterk voorneme en moeite na te streef.
So die ou vertaling wat ek graag gebruik, die 1953 vertaling, sê jaag altyd na, dis baie gepas. Soos Petrus in 1 Petrus 3 vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. So aangesien die hoogste goed vir enige iemand is dat hy tot reddende geloof in Christus Jesus sal kom en God sal verheerlik deur Christus gelyk of Christusagtige lewe te lei, met ons reaksie op onregte teen ons, die ander persoon se redding of geestelike groei bevorder. En dan wil ek afsluit met 2 stories wat wys hoe gelowiges ons teks in aksie gebring het. Watchman Nee in sy boek Sit, Walk, Stand, bladsy 26 vertel van 'n Christen-Chinese broer wat 'n reisveld op 'n terrasheuwel gehad het. En hy het 'n waterwiel wat deur 'n trapmeel aangedryf is gebruik om water uit 'n stroom wat onder verbygevloei het te pomp om sy land te besproei. En eendag het sy buurman wat 2 lande onder hom gehad het, 'n breuk in die Christenbroer se duik gemaak en al sy water afgelei. Die Christen het die duik herstel en meer water gepomp, maar dieselfde ding het oor en oor gebeur. En uiteindelik, nadat hy met 'n paar broers by sy kerk geraadpleeg het die broer begin om eers water vir die 2 lande onder sy lande te pomp en toe water vir sy eie land gepomp. En daarna het die water altyd in sy land gebly. En die buurman was so verbaas oor die Christen se optrede dat hy begin vra het hoekom hy dit gedoen het. En na rukkie het hy tot geloof in Christus gekom. 'n ander storie het plaasgevind gedurende tyd van verskriklike oorlog en brutaliteit in die Midde-Ooste, meer as 'n eeu gelede. 'n Vyandige moslimsoldaat het 'n Christen vrou en haar broer agterna gesit totdat hy hulle vasgekeer het en hy die broer genadeloos doodgeskiet en hy die suster vrygelaat, maar nie voordat sy die wrede moord aanskou het nie. Later het sy in 'n militêre hospitaal as verpleegster gewerk toe die soldaat wat haar broer vermoor het in haar saal ingebring is. Hy was kritiek gewond en die geringste onoplettendheid aan sy behoeftes sou gewisse dood beteken het. En toe die verpleegster dit besef, het 'n kragtige versoeking tot wraak in haar hart en in haar gedagtes gewoed. Maar as 'n Christen het 'n stil, sagte stemmetjie binne haar gefluister, vriendelikheid. En sy het aan die Gees se aansporing toegegee en sy het hierdie vyand geduldig weer gesond verpleeg. En hierdie soldaat wat haar herken het haar eendag gevra, waarom het jy my nie laat sterf nie? Sy het eenvoudig geantwoord, ek is 'n volgeling van Jesus, en hy het gesê, wees lief vir jou vyande. Die moslim soldaat was lank stil, en uiteindelik het hy gesê, ek het nooit geweet dat enige iemand so geloof kan hê. As dit is wat dit doen, vertel my meer daaroor, ek wil dit hê. Geliefdes, ons sensitiewe, liefdevolle bediening teenoor mekaar in die kerk, en ons liefdevolle gedrag teenoor diegene in die kerk en buite wat ons onreg aandoen, behoort die wêreld van ons verlosser te vertel. Soos Romeine 5 vers 6 tot 8 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie. Here, dankie dat ons kan weet dat U liefde is. En omdat U aan ons liefde en genade bewys het, kan ons liefde en genade aan ons broers en susters bewys. Help ons om dit te doen, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie vir julle weer eens sielsvoedsel wees wat julle sal help om mekaar met liefde en lankmoedigheid en geduld te bedien. En om dit ook teenoor diegene wat nie eers in die gemeente is nie, in die kerk is nie, dit ook teenoor hulle te bewys. Want so kan baie siele tot Christus gebring word. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef en
As dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord om verder by hom te leer. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.